Die boodskap, Levitikus hoofstuk 27. Mense wat vir die Here beloof is. Die Here het deur Moses vir die Israeliete gesê: as 'n persoon iemand anders aan die Here beloof het en hy wil sy gelofte nakom, maar hy wil eerder geld vir die Here gee as die persoon self, moet dit soos volg bereken word. Vir 'n manspersoon tussen 20 en 60 jaar oud moet hy 50 stukke geld gee. Dit is volgens die bepaling van die dienaars by die tent hoeveel elke stuk werd is. Vir 'n vrou gee hy 30 stukke. Die afkoopprys vir iemand tussen 5 jaar en 20 jaar oud is 20 stukke vir 'n manspersoon en 10 vir 'n meisie. Tussen 'n maand oud en 5 jaar oud is die bedrag 5 stukke vir die seentjie en 3 vir die dogtertjie. Die bedrag vir 'n man bo 60 is 15 stukke en vir 'n vrou bo dieselfde ouderdom is dit 10 stukke. As die persoon wat die belofte gemaak het nie hierdie bedrag kan bekostig nie, moet hy die persoon wat hy aan God beloof het na die dienaar by die tent toe vat. Hy sal dan 'n kleiner afkoopsom bepaal wat binne die vermoë is van die persoon wat die belofte gemaak het. Diere wat aan die Here afgestaan moes word. As hy 'n dier wat geskik is om geoffer te word aan die Here beloof het, behoort dit geheel en al aan die Here. Hy mag nie die dier omruil met 'n ander dier of dit vervang of iets beters of iets slegters nie. As hy tog wel probeer om een dier met 'n ander dier om te ruil, sal sowel die plaasvervanger as die dier wat eerste beloof is aan die Here behoort. As die dier wat vir die Here beloof is 'n dier is wat nie op die altaar geoffer mag word nie, moet die dier na die dienaar by die Here se tent gebring word om dit te waardeer. Hy bepaal die bedrag wat vir die dier bepaal moet word en daarvoor word nie verder gekibbel nie. As die persoon wat die belofte gemaak het, die dier vir homself wil terugkoop, moet hy nog 'n 5de byvoeg van die bedrag wat die dienaar gesê het. Wanneer 'n huis aan die Here afgestaan moet word. Wanneer iemand beloof het om sy huis vir die Here te gee, moet die dienaar van die tent afkom en die afkoopwaarde kom bepaal. As hy dit oor of onderwaardeer, is dit nie ter sake nie. Die bedrag wat hy vasgestel het, staan vas. As die persoon wat die huis aan die Here afgestaan het, dit vir homself wil terugkoop, moet hy 'n 5de bysit by die bedrag wat bepaal is. Die huis sal dan weer aan hom behoort. Wanneer 'n saailand aan die Here afgestaan moet word. Iemand kon beloof het om van sy erfgrond 'n stuk land waarop geplant en geoes kan word aan die Here af te staan. Die afkoopwaarde daarvan moet dan bepaal word volgens die saad wat gewoonlik daarop gesaai kan word. Vir elke 100 kg saad word 50 stukke bereken. Indien hy sy saailand tydens die hersteljaar vir die Here beloof het, bly die volle bedrag net so staan. Indien dit eers na die hersteljaar is dat iemand sy land vir die Here gee, moet die dienaar van die Here die bedrag minder maak volgens die aantal jare wat nog oor is tot die volgende hersteljaar. As die persoon wat die grond aan die Here afgestaan het dit vir homself wil terugkoop, moet hy 'n 5de byvoeg by die waarde wat die grond op daardie stadium het. Die grond word dan weer sy eiendom. As hy nie die grond afkoop nie, of die Here se werker verkoop dit aan iemand anders, mag dit nie weer afgekoop word nie. In die hersteljaar sal die grond egter nie vrykom nie. Dit behoort heeltemal aan die Here soos die banoffers wat uitsluitlik aan hom toegewy is. Dit word deel van die Here se eiendom. Indien iemand 'n saailand aan die Here afstaan wat hy aangekoop het en wat nie deel van sy erfgrond was nie, moet die dienaar by die tent die afkoopwaarde daarvan bepaal volgens die jare wat daar nog oor is tot die volgende hersteljaar. Die persoon betaal daar en dan die bedrag wat bepaal is aan die personeel by die Here se tent oor. In die hersteljaar word die grond teruggegee aan die oorspronklike eienaar. Dit was sy erfgrond. Al hierdie berekenings moet volgens die bepalings van die dienaars by die Here se tent gedoen word. Die eerste kalwers en lammers wat gebore word. Die eerste kalf van 'n koei en die eerste lam van 'n bok of 'n skaap wat gebore word, behoort volgens die reëls alreeds aan die Here. 'n Mens kan nie nog verder een van hulle aan die Here beloof nie, want dit is alreeds syne. As dit die eerste kleintjie is van 'n dier wat nie op die altaar geslag mag word nie, kan die persoon dit afkoop vir 1/5 meer as die afkoopwaarde. As hy dit nie wil afkoop nie, moet die dienaar by die Here se tent dit teen sy vasgestelde afkoopwaarde verkoop. Sake wat volledig aan die Here afgestaan is. Enige iets wat iemand heeltemal aan die Here afgestaan het en wat nie langer deur 'n mens gebruik mag word nie,
of dit nou 'n mens of 'n dier of 'n lap erfgrond is, kan nooit weer afgekoop of verkoop word nie. Dit behoort net aan die Here en aan hom alleen. Geen mens wat as 'n offer aan die Here beloof is, kan weer teruggekoop word nie. Daardie persoon moet doodgemaak word. 1/10 van alles wat die land oplewer, van al die graan en van al die vrugte behoort uitsluitlik aan die Here en aan hom alleen. As iemand van die 10de wat hy moet afstaan iets wil terugkoop, moet hy 'n 5de by die waarde daarvan byvoeg. 'n 10de van julle beeste en julle klein vee behoort buitendien aan die Here. Om te bepaal watter aan die Here afgestaan moet word, moet julle so maak. Laat die diere by jou verbykom, en soos hulle verbykom, moet elke 10de een uitgekeer word en aan die Here afgestaan word. Daar moet nie onderskeid gemaak word tussen goeie en slegte diere wanneer hulle uitgekeer word nie. 'n Dier kan ook nie sommer vir 'n swakker een omgeruil word nie. As iemand tog sal waag om dit te doen, moet hy die dier wat hy eerste uitgekeer het, sowel as die dier waarmee hy dit wil ruil, aan die Here afstaan. Dit is dan al die voorskrifte wat die Here op Sinai deur Moses aan sy volk gegee het.